Goeiemôre en baie welkom vanoggend by ons program Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. My naam is Chanel. Hulle sê daar is so ongeveer 300 profesieë in die Ou Testament oor die eerste koms van Jesus Christus as 'n mens, van sy geboorte tot sy opstanding. Dan sê hulle ook daar is ongeveer 30 spesifieke profesieë in die Ou Testament wat direk verband hou met die dood van Jesus Christus. En die amazing ding is vir my, al hierdie profesieë is versprei reg deur die Ou Testament. En elke een voorspel 'n spesifieke aspek van Jesus se lewe met opvallende detail. En vriende, weet julle hoeveel van hierdie het waar geword? Elke liewe een. In Johannes hoofstuk 1 lees ons waar hy skryf in vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En in vers 14 lees ons, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Die skepper God van alles, hy wie heeltemal God is, het 'n hulpelose baba geword, gebore in 'n krib. God die Seun, die een wat in die begin daar was, en alles het deur hom ontstaan, het homself met menslikheid beklee. Hy het 'n mens geword op hierdie vuil, sondige wêreld. Vriende, ons Bybelbelofte vir oggend, 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hierdie vers is seker een van die mooiste verse wat die hele evangelie vir my opsom. Die goeie nuus van verlossing in Christus. Vriende, luister saam met my na hierdie pragtige lied. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power,
wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. In Numeri 21 lees ons 'n baie snaakse verhaal. Die volk is besig om deur die woestyn te travel en iets vreesaanjaends gebeur. Giftige slange het tussen die tente begin krioel. Mense is gebyt en baie het gesterf. Ons lees, Moses het vir die volk gebid. En God se antwoord was 'n baie vreemde antwoord. In vers 9 lees ons, toe het Moses 'n koperslang gemaak en het op die paal gesit, en as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Nou as mens dink aan 'n slang, dink ons aan Satan, die slang, die draak. En die slang Satan stel sonde voor. Wat 'n vreemde simbool om gered te word. Maar eintlik, hoe beautiful. Vriende, ek hoop u sien die vergelyking hier raak. Net soos die beeld van 'n slang op 'n paal gesit is, en almal wat daarna gekyk het, se lewens gered is. Net so het Christus skandelik op 'n kruis gehang. Hy het sonde geword, nie omdat hy gesondig het nie, maar om al die sondes van almal wat al geleef het, en daarna ook sou leef, elke liewe sonde op hom geneem. En wanneer daarna Christus gekyk word, is daar lewe. Hoe mooi is dit? Ons Bybelbelofte vanoggend, 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Vriende, party dae wil ek eintlik net sit in my eie kop en skaamte sak. Ek dink nie ons besef altyd werklik wat Christus vir ons gedoen het nie, vir my gedoen het, vir jou gedoen het. Jesus Christus het vlees en bloed geword, dit wat ek en jy nou is. Ek meen, kyk gou vir 'n oomblik na jou hand. Kyk na die are. Jesus het vlees en bloed geword. Hy het gekom na 'n koninkryk, 'n aarde, wat hom nie eers wou hê nie. En ek praat nie net van destyds toe hy letterlik op aarde geloop het nie, maar voor dit en na dit, vandag. Hierdie wêreld om ons verwerp hom. Hierdie is 'n plek waar sonde heers. Hierdie is 'n plek waar die mensdom sonde bo liefde kies. En Jesus kom en hy word in alle opsigte gelykvormig aan die mens. Jesus het ook emosies geervaar, soos ek en jy, hartseer, woede, angs, vreugde. En hy stap die pad op na Golgotha met 'n stikkende lyf, bebloed. En vriende, Christus gaan hang aan 'n kruis, terwyl hy al die sonde van hierdie hele wêreld op hom neem. En hy betaal die ultimate prys vir jou en vir my. Vriende, besef ons daagliks met watter duur prys ons gekoop is, vrygekoop is, teruggekoop is. En ek is altyd so amazed wanneer ek Jesus se woorde lees, daar waar hy aan die kruis gehang het, en hoeveel pyn hy nie moes gewees het nie. Maar dan sê hy, Vader, vergeef hulle. Sjoe. En daarom, vriende, wil ek vanoggend 'n beroep doen op jou. Jesus Christus, die skepper God van alles, het al jou sonde geneem op hom. Daarom kan jy in vrymoedigheid na God toe gaan. Die ewige lewe is daar vir jou. Maar, vriende, daar dieselfde prys, duur prys, is vir jou naaste ook betaal. Vriende, wie is ek en jy om 'n ander een se prys goedkoper te maak of hulle sonde groter te maak? Baie jare na die verhaal wat in die woestyn gebeur het met die klomp slange, het Jesus gesê, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, moet ek ook verhoog word, sodat elkeen wat in my glo, die ewige lewe kan hê. Ek wil jou vanoggend uitnooi. As jy meer inligting wil hê oor God die Seun, Jesus Christus, of dalk het jy vra oor hoe hy sonde kon word as hy nooit gesondig het nie, asseblief kontak ons, awrafrikaans.org. Maar ek wil jou ook uitnooi, as ons vir jou kan bid, of saam met jou kan bid,
Asseblief stuur vir ons 'n WhatsApp 060 248 1172. 060 248 1172. Maar daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid. Ons hemelse Vader, dankie Here, dat U nooit U rug op ons draai nie, selfs wanneer ons kla en verkeerd optree. U is 'n God van reg, maar ook 'n God van genade. Ag Here, soos die Israeliete het ons ook soms 'n baie kort geheue. Ons vergeet van al die goedheid en ons kla wanneer dinge moeilik raak. Vader, vergewe ons. Here, asseblief vergewe ons, wanneer ons teen U opstandig raak of U planne bevraagteken. Maar dankie, dat U altyd 'n pad van redding maak. Soos U die koperslang gegee het, het U vir ons Jesus Christus gegee. Dankie Vader, dat ons nie onsself hoef te red nie. Ons moet net glo en opkyk na Hom, wat aan die kruis verhoog is. Here, vul ons harte met vertroue en gee ons die geloof van Jesus Christus, om op U te fokus, selfs wanneer alles om ons donker voel. Dit is my gebed vanoggend, in die naam van ons Redder, ons hoop, ons lewe, Jesus Christus. Amen.